Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, en toe verras die markte ons met die laaste week of twee met Chicago pryse wat heel wat hoër gespring het. Natuurlik as gevolg van negatiewe oesverwagtinge in Amerika en Europa, die droogte en hitte effek. So Amerika se mielieoes trek bietjie swaar, so dit druk pryse hoër. En natuurlik ook aan die vraagkant is daar blykbaar 'n baie sterk vraag na FSA uitvoermielies en ook 'n bietjie by die sojas. Maar ek dink die punt is hierdie pryse wat redelik sterk gestyg het laaste 2 weke teen die verwagting in, is 'n goeie prysgeleentheid vir die boere wat wakker is en moenie net sit en kyk vir die prys nie. Belangrik, die oes groot oordragvoorraad, dit is blykbaar 'n probleem, dat sukkel op die oomblik met hierdie relatief hoë pryse om mielies uitgevoer te kry. Ons ding ook mee in Zambia en die Zimbabwe en Congo mark. So ja, dit is 'n bietjie ongemaklik, so benut hierdie prysgeleentheid. En dan het ons 'n goeie markwerkswinkel laasweek gehad. Ek wil graag vir julle 'n bietjie vinnig terugvoer gee. Ons het gesels oor die ekonomie, waar die vooruitsigte besig is om te verbeter vir die volgende jaar of 2. Natuurlik arbeid, werkloosheid bly 'n kopseer. Net so syfer is hier by die 40% werkloosheid. Nou dit is natuurlik sleg vir die vraag na voedsel. Dan die olieprys. Hoe gouer meneer Trump natuurlik kan skik, hoe laer kan die pryse daal. En natuurlik dan verwag ons as dit kan gebeur, ons hoop so, ons glo so, dan kan inflasie begin daal, die eerste deel van 2027 en dan kan rentekoerse ook begin daal. Maar vir die res van hierdie jaar sit ons bietjie vasgevang. Dan die weerkundige, ook natuurlik El Nino is 'n feit. Dit is nie as maar belangrik, dit is nie asof dit nie gaan reën nie, dit gaan minder reën en dit gaan warmer wees. Op die oomblik genoeg grondvog, boere het baie lande voorberei, sprake van meer sonneblomplant. So as ons opvolgreentjies kry op hierdie grondvog, dan kan dit nogal redelik help. Ek het terug gaan kyk op die tendenslyn en in so droogtejaar 2015 het ons 'n 30% val in opbrengs gehad. Dis sommer net so 'n mieliesom, as ons 5 miljoen ton oordra en ons kry 10 of 11 miljoen ton oes, dat ons relatief genoeg mielies. Hoekom ek dit vir julle sê, daar is boere wat rondloop en sê pryse gaan styg na R65.000 'n ton. Op die oomblik is dit nie 'n realiteit nie. Ek sal baie versigtig daar wees. Inteendeel, die jongste stygingspraat nuwe seisoenpryse by die R4.000 'n ton vir die nuwe plantseisoen. So dis 'n baie handige prys, natuurlik wil ons dit meer hê. Maar moet julle nie laat mislei nie, gebruik die geleentheid. Die dilemma is, daar's reeds Argentynse mielies wat in die Kaap ingevoer word. Ons pryse is nou te hoog. Dit maak dit vir die Kaapse mense moontlik om mielies in te voer. En dis nou wat gebeur, daar het reeds 'n skip ingekom en dit gaan voortduur die volgende maande, wat natuurlik weer 'n probleem met ons verbruik en oordrag veroorsaak. Dan het ons bietjie gepraat oor stoorfamilies ook, die som wat die slim makelaars maak. Volgende 9 maande as jy wil stoor, gaan dit jou so R350 'n ton kos. So maak seker, verkoop jou mielies, vat jou geld en loop. Oppas vir hierdie strategie. Die pryse moet redelik styg om te betaal daarvoor. Dan het ons ook redelik gesels oor die opsie van papiermielies, minder mielies te plant en natuurlik dan op Safex mielies te koop. Die probleem natuurlik met so 'n strategie is aanvaar die pryse moet styg. Maar dis 'n moontlikheid, daar is heel wat boere wat hierna kyk. En dan oor sonneblom vir die boere opgewonde, R10.000 plus 'n ton vir die nuwe seisoen. Selfs nou ook sojaboonpryse op die oomblik by uitvoerpryse natuurlik as gevolg van die groot oes. Maar dit lyk vir ons, as die oes gaan kleiner word, uit 'n boer se perspektief, dan kan die sojaprys begin optel as ons oliekoek moet invoer. So, heel interessante scenario wat aan die ontwikkel is, wat ons nie oor gepraat het 'n maand of wat terug nie. Dan het Johan Mouton van Molotech ook baie goed gepraat met die manne en dames oor voervoorsiening vir die volgende winter. Onthou nou, as ons verwag die somer is droog, dan beteken dit winter in 2027 gaan die groot dilemma wees. So beplanning daarvoor en om jou kudde daardeur te kry is natuurlik 'n groot dilemma. Dan ander positiewe nuus vir die oomblik. Ons sitrusboere kan nou na Indië toe uitvoer, dit kon vir 10 jaar nie. Hoekom dit belangrik is, Indië is 'n bevolking van 1,5 miljard, dit is nou natuurlik meer as China, hulle is nie in Natal nie, maar in Indië. Dan ook nuwe pogings
samewerking Kaapstad hawe vrugte uitvoere, bottleneck te verminder. Ek sien die steenkool uitvoere het ook reeds begin optel met die verbeterings wat daar is. So dit is regtig, daar is goeie tekens en ons moet dit asseblief nie miskyk nie. Dan minder goeie nuus. ITAC het nou weer, dis nou die mense wat besluit oor invoertariewe. Die jongste is, hulle het amper 2 na 3 jaar gevat om te besluit oor die bevrore groentebedryf se aansoek om invoertariewe op Chinese bevrore groente te verhoog. Nou blykbaar is dit laaggehalte produkte wat inkom teen goedkoop pryse. Die resultaat is lyk vir my ons groente wat geproduseer word onder kontrak vir vries het reeds gehalveer van omtrent 10.000 hektar af. So dit bly 'n gespook hierdie. En natuurlik, wat sê die ITAC? Hulle sê ons moet die arme mense beskerm. Nou ek weet nie van arme mense wat bevrore groente koop nie, maar dit nou daar gelaat. So dis 'n bietjie ongemaklikheid. Ek dink kom ons vat 'n breek, dan kom ons terug en gesels vinnig oor die markte. Dis weer oesversekeringstyd. En soms is dit moeilik om die komende seisoen se besluite te maak terwyl jy moet navigeer tussen verlede jaar se haalskades, die komende seisoen se verwagtinge en dan boonop al die verskillende bybetalingsopsies wat vir jou voorgelê word. Skadegenade het ons nou sagte ware wat jou kan help om die verskillende bybetalingsopsies te vergelyk vir winsgewendheid deur werklike haalskadesyfers van vorige seisoene te gebruik. Ja, jy kan daardie heel slegste haaljaar se skades nou binne die verskillende bybetalingsopsies toets. Hierdie gereedskapstuk het die potensiaal om vir jou 'n goeie basis te gee ten opsigte van watter versekeringsopsie die beste moontlike een mag wees vir jou boerdery, op jou grond en in jou area. Kontak gerus 083 630 8306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars, en natuurlik dankie vir Skadegenade, en Skadegenade het ook 'n goeie inset by die werkswinkel gegee. Jy kan heel wat spaar op jou versekering en jou dekking baie beter bestuur, en natuurlik elke sent tel, so praat met hulle asseblief. Ons het gepraat met Milies oor die Amerikaanse mark wat bietjie onder druk is as gevolg van droogtes, die by ons Safex vir die nuwe seisoen amper by die R4.000 per ton. Ons het gepraat oor die feit dat daar nou by die Kaap Milies ingevoer word teen die huidige naby maandprys van R3.600. Nou weer 'n plantprys volgende jaar van naby R4.000 per ton is regtig, ek dink julle moet ernstig daaroor dink. Dan geelmelieprys is net so rapsie bokant witmelies, te min om aan die veevoermark te gaan, die witmelies. Daar is ook weer nuwe seisoen hier by die R4.000 per ton. Het spring ou seisoen hier by die R3.600. En in die Oos-Transvaal is die manne gereed, die lande is voorberei, baie lande is gereed om te plant. Sojaboonpryse ook verbeter, gedryf deur Chicago, oor die R8.000 per ton. China se 200.000 kontrak help ons natuurlik ook, en soos ons gesê het, as ons 'n bietjie kleiner soja oes gaan en ons moet begin invoer, is die prysvooruitsigte dat soja prys kan verbeter bo R8.000 relatief goed. Sonneblom, die boere is opgewonde daaroor waar hulle dit kan plant. Pryse bo R10.000 per ton vir die nuwe seisoen. Natuurlik jy moet die regte saad kry, daar's 'n gespook daarvoor. Maar daar is goeie vooruitsig. Daar natuurlik die koringmark, ek weet nie wat kan ons sê nie. Die pryse sukkel, die invoertarief is af na 0 toe, maar weer die probleme daar rondom Safex. En dan prys wissel so tussen 6.000 6.200 vir die Desember oes, wat glad nie goed is vir die boere in die Wes- en Suid-Kaap nie, en op die oomblik sukkel hulle ook met reënval. So daar is regtig nie 'n goeie situasie nie. Dan die veemarkte, relatief stil, 'n bietjie van 'n sak in pryse, maar die tyd van die jaar wat almal begin minder voer het, maar klas A pryse so 'n bietjie laer geneig hier na 69 by B, klas C stabiel by 60 natuurlik. Klas A B is net so onder die klas A pryse, en daar is heel wat boere wat hulle osse laat uitgroei. Ek hoor van boere wat tot os wil vat tot op 1 ton lewendige gewig, en dan kry jy klas A prys, en dit is nou nogal, of nie klas A nie, ekskuus julle, klas C.
Speenkalvers wissel tussen 48 en 50, party plekke daal hy bietjie, ander plekke sê boere vir my het tot R55 per kilogram gekry. So dit wissel. Lampryse sterk, hier by die 110, R111 per kilogram. Ons het gesê ons slag baie min, uitvoere loop goed. So in klas C ook hier by die 83. So niks snaaks daar in die gang nie, redelik stabiel. Varkpryse, hier by die R29 per kilogram op die oomblik. Ons vermoed is maar slagtings wat mark toegekom het na die probleme met pek en klou seer. Die dilemma is vir meeste boere is die gelyk breek R32 per kilogram. So op die oomblik varkboere breek die gelyk nie. En hulle is vol moed dat die pryse kan styg na Desember toe om wel gelyk te breek na R32+ per kilogram. Hoendervleis ook bietjie laer hier by R32, R33 per kilogram, maar daar het nou 'n nuwe herrie uitgebreek. Dis nou alweer uittek in die invoertariewe. Daar is druk om invoertariewe op hoendervleis verder te verlaag. Die Amerikaners het 'n invoerkwota na ons toe tariefvry R60,000 ton. Hulle het dit tog nie regtig benut nie, maar hulle druk nou alweer vir tariefvrye invoere. En natuurlik ons vleisinvoervereniging speel saam. Ek wys vir julle die grafiek, kyk net bietjie daarna. Hulle is baie opportunisties. Die tweede deel van laas jaar het die hoendervleisinvoere skerp gestyg toe die bek en klou seer rooi vleis tekorte gegee het. So dit is maar 'n dilemma waarmee ons sit en natuurlik as hierdie gaan deurgaan, is dit 'n probleem ook vir die rooi vleisbedryf. So dis al ewige geveg tussen wat is goed vir die verbruiker en wat kan boere op die grond hou. En dan natuurlik het julle ook gesien, ons het al gepraat van die braaikyker besigheid wat in 'n BEE transaksie gekoop is, hoofsaaklik met openbare beleggingskorporasie geld, is nou die staatsamptenare se pensioenfonds. Meer as R2 miljard is soek. Die meeste hoenders is dood, die besigheid styer, of ek weet nie, hulle lyk vir my styer maar van een krisis na die ander, hulle is regtig nie meer lewensvatbaar nie. En dit lyk vir my die groot dilemma is natuurlik dat die direksie en bestuur hulle soos vetkatte in 'n hoenderhok gedra het en nou sy geld soek en die besigheid is in die moeilikheid. Nou groete van Johan Willemse, ons gesels weer volgende week.